Goeiemiddag en baie welkom by die Vrouweesprogram. Dis ek Chantal van der Merwe en ek kuier vanmiddag weer 'n bietjie saam met julle hier op Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. Julle is so welkom om vanaf die verskillende platforms na Live FM se programme te luister. Dit is natuurlik op die radio en dan ook vanaf die webtuiste wat www.livefm.co.za is. Daar kan julle vanaf enige plek gaan luister. En julle kan ook die webtuiste gebruik om na vorige boodskappe te luister wat julle gemis het of julle weer na wil gaan luister of is daar iets is wat jy weet 'n vriendin van jou sou nodig hê en jy wil dit graag vir haar aanstuur, dan is jy so welkom om dit vanaf die webtuiste te doen by content. En dan is julle ook baie welkom om die app gebruik te maak. Julle kan daarso ook enige tyd vanaf enige plek saam met ons saam luister. En dan het ek vir julle gesê, is ons ingeskakel by Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. En dan wil, as julle vir ons ook wil boodskappe stuur gedurende die program of enigstens wil kontak maak met Live FM, is julle so welkom om dit te doen. Ek gee graag vir julle die Live FM WhatsApp nommer is 066 516 6917. Ek herhaal dit, is 066 516 6917. En dan wil ons net weer eens vir ons borg, Leswane Recycling, so baie dankie sê vir julle borg van die Vrouweesprogram. Julle is werklik waar indrukwekkende en fenominale mense en dit is so lekker om die program aan te bied met die wete dat ek julle ondersteuning het. Dit beteken vir ons werklik waar so baie. En goeiemiddag luisteraars aan elke luisteraar en welkom by die Vrouweesprogram. Onthou net waar ons elke week saamkom om bietjie dieper te kyk na wie ons is, wil ek julle vanoggend weer of vanmiddag weer herinner, vrou wees is mos nie net 'n rol nie. Dit is so waar 'n kuns. Dit is om sag te wees in hierdie verskriklike harde wêreld en sterk te wees sonder dat jy jou hart verloor. Ons as vroue maak werklik waar 'n verskil. Deur ons liefde, ons deernis en wysheid. Ons is so bereid om te leer en ons kry soveel wysheid daardeur. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Dis nie altyd maklik nie en ek besef dit. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Vandag wil ek bietjie saam met julle kyk na wat God in ons geplaas het en hoe ons dit kan uitleef. 'n plek van wysheid en grasie en innerlike krag. Vandag bring ek vir julle so 'n bietjie woord oor intelligente vroue. Die wysheid van die doel. Nie akademiese intelligensie nie. Nie die grade en diplomas of CV titels nie. Maar die soort intelligensie wat uit jou hart vloei. Gebore uit stilte, luister, identiteit en doel. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en die musiekbreek. Ons is net hierna weer terug. Baie welkom terug by die Vrouweesprogram. Ek is Chantal van der Merwe en ek kuier vanmiddag bietjie saam met julle. En ek het voor die advertensiebreek het ek gesê, ons tema vir vandag is
intelligente vroue, die doel, of die wysheid van die doel. En as ek nou sê intelligente vroue, is dit nie akademiese intelligensie nie. Dis nie net grade, diplomas, CV's of titels nie. Maar die soort intelligensie wat uit jou hart vloei. Gebore uit stilte. Wanneer jy luister. Identiteit en doel. Wat maak 'n vrou intelligent? En vroue van intelligensie anders. Dit begin by 'n doel. Vroue wat ek voel, intelligente vroue is, vra nie net wat moet ek doen nie. Hulle vra, hoekom doen ek dit? Wat is my rede? Wat is my waarom? Wanneer jy jou waarom ken, raak jou hoe duideliker en jou wat raak sterker. Psalm 32 vers 8 lees ek uit die Passion Translation. I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forth with my eyes as your guide. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. 'n doelgerigte vrou word gelei, nie gedwing nie. Sy volg die stem van die een wat haar roep. Van die stem van ons Vader. Vroue luister dieper as wat hulle praat. Hulle is vroue wat nie net luister om te reageer nie. Hulle luister om te verstaan. Hulle luister na jou toon van hoe jy praat, is nie wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. Jou mannerism, jou toon wat jy stel agter dit wat jy sê. Stilte, emosie en bedoeling. Hulle luister na jou toon, jou stilte, jou emosie en jou bedoeling. Dis waarom ek nie noodwendig mal daaroor is om al ewige boodskap te tik nie, want partykeer lê daar soveel emosie agter 'n ding wat ons sê, dat die persoon aan die ander kant van die boodskap ervaar nie noodwendig die emosie nie, ervaar nie jou toon agter dit nie, ervaar nie jou stilte, die oomblik wat jy stil geraak het en mooi oor jou woorde gedink het wat jy volgende wil sê nie. Hulle hoor nie jou emosie agter dit van hoe 'n ding so opreg bedoel word of die seer agter dit of die joy agter iets wat so great is, wat so great gebeur het. Die opwinding. Hulle hoor nie daai dinge nie. Hulle lees net hierdie platoniese boodskap. En wat ook al se emosie hulle op daai oomblik ervaar. Ek het al ondervind, ek kan hoe opgewonde wees om iets vir iemand te sê en
dan sal ek eerder dalk miskien 'n stemnota vir hulle stuur en ek is opgewonde, laat hulle half bietjie meer my emosie agter dit kan agterkom as wat ek dit sommer net in 'n WhatsApp sal tik, want daar kan hulle nie my opgewondenheid nie ervaar nie. Soms is daar regtig hartseer agter iets wat mens vir iemand wil sê en daar's soveel kere wat ek vir 'n vriendin of so 'n boodskap sal stuur en regtig net 'n moeilike dag het en ek wil net wend en net sê, yes, hoorie, hierdie was net nie so lekker dag nie. En soms raak 'n mens emosioneel daaroor. En wanneer jou vriendin dit aan die ander kant hoor, en ek het 'n baie kosbare vriendin wat so maklik my emosie kan optel. Selfs my ma en selfs my dogters kan so maklik my emosie optel. En ek praat nou spesifiek hierso van vrouens, aangesien ons op die Vrouwees-program is. Maar ja, daar is verseker die manne in my lewe, wat my man en my seun is, wat ook in my stemtoon kan agterkom, dat iets dalk miskien uit plek uit is, of iets dalk miskien genuine nou met hulle ore spits, want hier kom nou 'n lekker opgewonde situasie, of 'n beplanning, of so. Dit is so belangrik. Vroue wat werklik na die toon luister, en ek wil spesifiek sê toon, want toon klink sommer net soos jou groot toon. Maar, om na die toon te luister. Hulle luister na daai stiltes tussenin. Dit skep gedagtes, dit skep emosie by hulle. Hulle luister na jou emosie. En dan, deur dit, kom hulle die bedoeling wat jy het agter dit, erken hulle. In Jakobus 1 vers 19 gaan ek weer vir julle uit die Passion Translation lees. My dearest brothers and sisters, take this to heart. Be quick to listen, but slow to speak, and be slow to become angry. Ja, nee, ons almal is so maklik om advies te gee. Dis so lekker wanneer 'n mens partykeer net wil gesels en jy wil net hê iemand moet luister. Dis partykeer so lekker wanneer ek met die Here praat en die Here luister na my hart. Hy weet presies waar ek is. Hy weet presies wat se emosie ek ervaar. Ek maak altyd partykeer hierdie grappie. Ek sê nou ek maak altyd partykeer, maar ek maak baie keer sulke grappie wat ek sê, dis vir my, ons mag nie skinder nie, maar dis vir my so lekker om by die Here te gaan sit en te gaan praat en te vertel waar ek is en wat het iemand gedoen, en die Here weet dit, hy sien dit, hy beleef dit saam met ons, as daar iets gebeur het, en ek sê ek gaan sit by die Here en ek gaan skinder by hom, maar dit is die regte plek om na toe te gaan. Wanneer ons na verkeerde mense keer, of partykeer net wil wend by ander mense, en net gou ons gedagtes met hulle wil deel, dan gebeur dit partykeer laat ons onsself in 'n situasie bevind waar ons skinder by iemand, en Vader sê in sy woord ons moenie. En ek het tot die besef gekom, of ek het nie tot die besef gekom nie, die Here het my tot die besef laat kom, dat wanneer ons by iemand gaan skinder van iemand anders, gaan wend, dan veroorsaak dit bitterheid in iemand se hart teenoor 'n persoon of teenoor 'n situasie wat hulle nie noodwendig nodig gehad het om in te wees nie. Ek voel soms dat dit is onregverdig as 'n mens iemand by so 'n situasie intrek, en ja, ons vrouens moet gesels, ons moet met mekaar share, en
maar nie ten koste van iemand anders nie. Daar is dit soveel beter om by Vader se voete te gaan sit en te sê, Here, hoor my hart, dit wat hier gebeur het, voel ek nie is regverdig nie. Here, help my om hierdie situasie beter te verstaan, want ek kan nie verstaan hoekom het hierdie persoon so teenoor my gereageer nie. Of hoekom het hierdie persoon hierdie ding vir my gesê nie. En hoekom sien hierdie persoon dan nou nie die rede in? Here, maar wat is dit wat my blok om te kan sien en te kan ervaar wat hierdie persoon se emosie is agter dit? So, dan wil ek net weer terugkom by wees wat Jakobus 1 vers 19 sê is om wees vinnig om te luister, maar stadig om te praat. In die wêreld vol geraas is luister nogal powerful. Dit is nogal 'n krag om te hê. Of 'n skill om te hê. 'n Stilte wat atmosfeer verander. Daai tipe vroue gee ruimte om hul hart oop te maak. Hulle onderbreek nie wanneer ons praat nie. Hulle probeer nie te vinnig reg te maak nie. Hulle luister, hulle wil nie dit fix nie. Hulle luister. Want partykeer het ons net nodig dat iemand moet luister, sonder dat ons wil hê hulle moet dit vir ons fix. Hulle bied vir jou 'n veilige plek. Hulle ground jou. Hulle anker die situasie en hulle gaan sit dit voor Vader se voete neer. Dit is nie swakheid nie. Dis leierskap. Hulle leef met 'n innerlike kompas, nie die eksterne druk nie. Daai vroue word nie gedryf deur goedkeuring nie. Hulle leef volgens innerlike waarheid. Hulle weet wie hulle is. En hulle weet wel ook wie hulle nie is nie. So wanneer daai titels op hulle geplaas word, kan hulle maklik sê, die is nie vir my nie. Dankie. In Spreuke 31 vers 25 lees ek vir julle, bold power and glorious majesty are wrapped around her as she laughs with joy over the later days. Hoe mooi is dit, dat ons kan lag oor dit wat die toekoms vir ons inhou, wat ons excited maak. En weer eens, daar wil ek sê daai stemnota wat die excitement vertel. Wanneer jy gevestig is, het hierdie wêreld nie mag om jou te skuif nie. Moed om weg te stap van goeie dinge, om regte dinge te kies. Wat bedoel ek as ek dit sê? Daai tipe vroue is bereid om 'n situasie te verlaat wat mooi lyk, maar nie reg voel nie. Wanneer ons so besig is om te praat, die heeltyd en nie daai stilte oomblik te ervaar nie, gaan ons nie kan agterkom wanneer 'n situasie lyk dalk miskien mooi en pragtig en hoe sê hulle daai gesegde wat sê bo blink en onder stink? Dalk so iets. Ons gaan dalk miskien net die bo blink sien en nie daai ondergedeelte wat nie reg is nie. Dan herhaal ek weer, daai vroue is bereid om 'n situasie te verlaat wat mooi lyk, maar nie reg voel nie. Dit vat moed om te sê, dit is nie God se beste vir my nie. In Jesaja 30 vers 21 lees ons, when you turn to the right or to the left, you will hear his voice behind you to guide you, saying, this is the right path. Follow it.
God se stem gee rigting. Dit verwar ons nie. Ek herhaal dit weer, God se stem gee vir ons rigting, nie verwarring nie. Daai vroue hanteer uitdagings anders. Vasgehak in die doel. Wanneer storms kom, val hulle nie uitmekaar nie. Nie omdat hulle sterker is as ander nie, glad nie, maar omdat hulle weet hoekom hulle doen wat hulle doen. Hulle jaag nie applaus nie. Hulle jaag betekenis. In Galasiërs 6 vers 9 lees ons, "And don't allow yourself to be weary in planting good seeds, for the season of reaping, the wonderful harvest you've planted is coming." Doel skep volharding. Doel skep rigting. Nuus, media en gedagtes, hulle kies wat hulle voed. Daai vroue weet wat jy invoer is wat jou vorm. Hulle is selektief oor die gesprekke waaraan hulle deelneem. Die media wat hulle kyk. Die gedagtes wat hulle toelaat. Die opinies wat hulle absorbeer. As ek kan teruggaan na die gesprekke waarin hulle deelneem. Ons moet so selektief wees aan die gesprekke waaraan ons deelneem. En ek praat nou spesifiek, dames, van daai kindergesprekke. Wanneer ek myself soms in 'n situasie bevind waar ek voel iemand neig daar, en onthou net, ek wil baie klem lê op die feit dat ek is nie perfek nie. Ek stap ook nog saam. Julle hierdie journey, waar ek leer ook nog. En partykeer sit ek en dan sê die Here in die aand vir my, kyk daar, ek hou nie van daai nie. Ons gaan en doen dit nie weer nie. En dan vra ek Vader om my te vergewe en dan probeer ek regtig my beste om dit nie weer te doen nie. En nou wil ek vra, of nou wil ek sê, die gesprekke waarin ons deelneem, stap weg van daai dinge wat jou verlei amper na kindergesprekke toe. Verwyder jouself van negatiewe gesprekke of bring Jesus in 'n gesprek in. Dit is ongelooflik hoe die gesprek verander sodra jy Jesus in 'n gesprek inbring. Die media wat ons kyk, dames, wat kyk ons? Ons is so geneig om te sê, ja, die manne. Maar my vriendin, wat kyk jy? Waarna, wat se sepies kyk jy? En ek gaan nie enigiets spesifiek noem nie. Ek het nie tyd om sepies te kyk nie. So ek sal verkeerd wees as ek enige een noem. Maar waarna kyk ons? Is dit waarna ons kyk besig om vestings in ons harte te vorm en in ons lewens te vorm, en is dit neigings waantoe ons geneig is? En onthou, dit wat jy kyk, is dit wat jy in jou huis toelaat. Dit is deure wat jy oopmaak. Dan gaan ek oor na gedagtes wat jy toelaat. Wanneer jy in negatiewe gesprekke is, en nou kyk ons nou nog negatiewe sepies, of flieks, of documentaries, of ons lees baie negatiewe boeke, dan is dit gedagtes wat by ons gevorm word. Negatiewe gedagtes wat ons dan toelaat. Opinies wat ons absorbeer. Ons is geneig om grimmig te wees teenoor wat mense vir ons sê, en sensitief, en ons is offended deur goed wat mense vir ons sê, waar
ons nie noodwendig stil geword het vir 'n oomblik en net geluister het na die toon, na die stilte, na die emosie nie. Ek lees vir julle uit Romeine 12 vers 2. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Ouch. Vroue, kies inhoud wat geloof bou. Nie vrees nie. Wysheid, nie chaos nie. Lig, nie donker nie. Ons gaan net gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hierna weer terug. Baie welkom terug. Ek gaan aan. Vroue, intelligente vroue. Vra. Hulle is nuuskierig. Hulle vra die regte vrae. Nie arrogante vrae nie, maar nederige vrae. Hulle vra, vertel my meer. Help my verstaan. Wat mis ek hier? Hulle is lewenslange leerders. Ek lees vir julle uit Spreuke 4 vers 7. Wisdom is the most valuable commodity, so buy it. Revelation, knowledge is what you need, so invest in it. Ek het dit gelees uit die Passion Translation. Hulle is nederig en hulle is nederig in hul briljantheid. Emosionele intelligensie nie net op kopwysheid nie. Daai vroue, hulle sien dinge wat ander mis. Die klein veranderings in die toon, die stemtoon. Die terugtrekking in iemand se oë. Die ongemak in 'n gesprek. Hulle lees atmosfeer. Hulle lees mense. Hulle lees mense se bedoelinge. Emosionele intelligensie gee hulle 'n voorsprong in besigheid, verhoudings en leierskap. Ek lees vir julle uit die Passion Translation, Kolossense 3 vers 12. You are always and dearly loved by God. So robe yourself with virtues of God, since you have been divinely chosen to be holy. Be merciful as you endeavor to understand others, and be compassionate, showing kindness toward all. Be gentle and humble, unoffended in your patience with others. Daai unoffended wees, is soms moeilik. Maar ons neem offense, ons neem aanstoot, wanneer ons nie tyd maak om stil te raak, te luister na mense se stemtoon, hulle emosie en hulle bedoelinge nie. Vroue, dis vroue wat reageer nie uit paniek nie, maar hulle reageer uit insig. Hulle beskerm hulle energie en daai energie is heilig. Hulle sê nee sonder skuldgevoel. Hulle sê ja met oortuiging. Hulle weet elke ja vir iets wat betekenisloos is,
is 'n nee vir iets belangrik. Ek herhaal dit weer, elke ja vir iets wat betekenisloos is 'n ja, is 'n nee, ekskuus, vir iets belangrik. 'n ja vir iets betekenisloos is 'n nee vir iets belangrik. Hulle het nie FOMO nie, daai fear of missing out nie. Hulle dien God se wil. In Psalm 46 vers 10 staan daar, surrender your anxiety, be still and realize that I am God above all the nations, I am exalted throughout the whole earth. Stil word is nie luiheid nie. Dit is gehoorsaamheid. Dit is wysheid. Hulle rus. Hulle ontkoppel. Hulle reflekteer en hulle herlaai. Want hul beste idees kom uit stilte, nie uit spoed nie. Die kultuur van saamstaan, nie kompetisie nie. Vroue is nie bedreig deur ander se sukses nie. Hulle word geïnspireer daardeur. Hulle vra nie, hoe kan ek beter wees as sy? Maar eerder, hoe kan ek saam haar groei? Hulle bou eerder as breek. In Filippense 2 vers 3 tot 4 lees ek weer uit die Passion Translation, be free from pride-filled opinions, for they will only harm your cherished unity. Don't allow self-promotion to hide in your hearts, but in authentic humility, put others first and view others as more important than yourselves. Abandon every display of selfishness. Possess greater concern for what matters to others instead of your own interest. Possess greater concern for what matters to others instead of your own interest. Vroue glo wanneer een vrou skyn, skep dit die ruimte vir ander om ook te skyn. Die vroue dra die krag wat ander vroue bou. Hulle verstaan dat een vrou wat opstaan, ander help opstaan. Wanneer een vrou kies om te bemoedig, om iemand anders se lig raak te sien, om 'n deur oop te maak, begin 'n kultuur vorm. Ek herhaal dit, wanneer een vrou kies om te bemoedig, om iemand anders se lig raak te sien, om 'n deur oop te maak vir hulle, begin daar 'n kultuur vorm. Wat is daai kultuur? Dis 'n kultuur van samewerking, ondersteuning, solidariteit, sisterskap. Dis nie women empowerment nie, dit is regtig net daai absolute vrou wees. Dis hoe 'n beweging begin. Ek lees in Prediker 4 vers 9 tot 10, en in Engels is dit Ecclesiastic. Two are better than one, because they have more satisfying return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, and does not have another to lift him up. Daai vroue verstaan, ons is nooit bedoel
om alleen te groei nie. Die ware nalatenskap van 'n wyse vrou. 'n Wyse vrou weet, hul nalatenskap lê nie in wat hulle bereik het nie, maar in wat hulle inspirasie veroorsaak. Hulle laat 'n merk op mense, mense se denke, mense se selfbeeld, mense se geloof. Spreuke 31 vers 26, she opens her mouth in skillful and godly wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. Hulle inspireer deur die stem wat hulle gee, die hoop wat hulle bring, die geloof wat hulle wek, die drome wat hulle aansteek. Hulle bou mense, nie net strukture nie. Die taak van 'n godvreesende vrou staan saam, nie bo nie. Die wêreld leer jou, hoe meer mense onder jou staan, hoe sterker is jy. Maar God se koninkryk werk andersom. Jou krag word gemeet aan hoeveel mense langs jou staan omdat jy hulle laat opstaan het. Hoe mooi is dit as jy mense het wat saam jou staan. Jy staan nie op hulle nie, of bo hulle nie. Ons lees uit Filippense 2, of ons lees Filippense 2 vers 1 tot 2. Therefore, if there is many encouragement and comfort in Christ, as there certainly is in abundance, if there is any consolation of love, if there is any fellowship that we share in the Spirit, if there is any great depth of affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, having the same love toward one another, knit together in spirit, intent on one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel, the good news regarding salvation through faith in Christ. Dis 'n mondvol. Maar ware sterkte lê nie in oorheersing nie, maar in die opheffing, nie in kompetisie nie, maar om te collide met mekaar. Nie in jaloesie nie, maar in Jesus. Die grootste superpower van wyse vroue. Haar grootste superpower is nie haar stemvolume nie, nie haar status nie, nie haar titels nie, ook nie haar platforms nie. Haar grootste superpower, as ek dit weer so kan sê, is haar teenwoordigheid. 'n Teenwoordigheid wat vrede bring, duidelikheid bring, vertroue bring en veiligheid skep. Ek lees in Jesaja 32 vers 17 in die Passion Translation. The work of righteousness is peace, and the result of righteousness is quietness and confidence forever. Dit is vir my so mooi daai. Vroue van wysheid laat jou voel jy kan asemhaal. Hulle dra God se vrede soos 'n mantel. Die manier waarop hulle lei is hart eerste en kop tweede. Hulle lei nie net uit hul verstand nie, hulle lei uit hul gees. Hulle lei met empatie, sagtheid, wysheid, nederigheid en geloof. In Kolossense 3 vers 14 staan daar: For love is supreme and must flow through each of these virtues. Love becomes the mark of true maturity. Wanneer 'n vrou met liefde lei,
word alles anders. Gesprekke word sagter. Mense voel veiliger by hulle. Die besluite wat gemaak word is wyser. Kulture wat geskep word om hulle is gesonder. Die aanraking van 'n godgeseënde vrou. Wanneer 'n wyse vrou 'n ruimte binnegaan of 'n vertrek binnegaan, verander die atmosfeer. Nie omdat sy nodig het om gesien te word nie, glad nie, maar omdat sy God se teenwoordigheid saam met haar in die vertrek inbring. In Matteus 5 vers 14 tot 16 staan daar geskrywe, Your lives light up the world, for how can you hide a city that stands on a hilltop? And who would light a lamp and then hide it in the obscure place? Instead, it's placed where everyone in the house can benefit from its light. So don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that your commendable works will shine as light upon them, and then they will give their praise to your Father in heaven. Vroue van wysheid weet wie hulle dra. Hulle dra Jesus. Hulle dra lig. Hulle dra hoop. Die krag van hulle nederigheid. Hulle intelligensie word nie gewortel in arrogansie nie, maar in nederigheid. Hulle is nie bang om te sê, ek weet nie. Sjoe, help my verstaan, ek is nog besig om te groei. Dit maak hulle gevaarlik vir die vyand, want nederigheid maak ruimte vir groei. En groei maak ruimte vir God om sy hand te wys. In Jakobus 4 vers 10 lees ons, Be willing to be made low before the Lord, and He will exalt you. Die simboliese krag van rus. Vroue van wysheid verstaan dat rus is gehoorsaamheid. Stil word is 'n geestelike strategie. Ontkoppel is oorlogvoering. Hulle jaag nie aanhoudend nie, hulle luister, hulle wag en hulle ontvang. In Jesaja 40 vers 31 staan daar geskryf, But those who entwine their hearts with Yahweh will experience divine strength. They will rise up on soaring wings and fly like eagles, run their races without growing weary, and walk through life without giving up. Rus laat hulle weer opstaan. Rustige stilte maak hulle skerp. Goddelike herstel maak hulle onstuitbaar. Wanneer vroue saam staan, verander dit 'n nasie. 'n beweging begin by een vrou, wat 'n ander vrou ophef. Een vrou, wat besluit het om nie jaloers te wees nie. Een vrou, wat eerder bou as breek. Hierdie begin 'n generasie van vroue wysheid. Spreuke 14 vers 1 staan daar, Every wise woman encourages and builds up her family, but a foolish woman over time will tear it down by her own actions. Wanneer 'n wyse vrou bou sy haar familie. Sy bou haar gemeenskap. Sy bou 'n generasie. Sy bou aan die koninkryk van God.
Vroue van wysheid, ek herinner julle, die wêreld wag vir jou, dag vir dag. Vroue van wysheid, ware krag lê in jou sagtheid. Wysheid lê in die feit dat jy bereid is om te luister. Oorwinning lê in jou vrede. Grootheid lê in opheffing. Leierskap lê in opheffing. Vir 'n oomblik het ek nou daarso van die pad af. Lig lê in Jesus. Ek herhaal, ware krag lê in sagtheid, wysheid lê in luister, oorwinning lê in vrede, grootheid lê in nederigheid, leierskap lê in opheffing, lig lê in Jesus. Hulle is nie bang vir ander se sukses nie, hulle vier dit. Hulle is nie bang vir stemme nie, hulle verhef dit. Hulle is nie bang vir groei nie, hulle soek dit. Hulle is nie bang vir rus nie, hulle eer dit. En hulle is nie bang vir die toekoms nie, want hulle ken die een wat dit hou. Dankie Here, vir elke vrou wat luister. Dankie vir die wysheid wat U in hulle plaas. Dankie dat U 'n generasie van vroue oprig wat luister, liefhet, bou, dien en lei. Vader, vul elke hart met vrede, vul elke gedagte met helderheid, vul elke siel met rus, vul elke droom met nuwe vuur. Maak ons vroue wat bou, vroue wat ophef, vroue wat saam staan en vroue wat lig dra. Dankie dat elke vrou wat hier luister, dat U hulle roep, U hulle toerus en hulle stuur. Ons gee alle eer aan U. Ons sê dit en ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Ek groet julle tot volgende week. Blessings.